Vanoggend gesels ek met Rico Basson en hy is die hoofuitvoerende beampte by SA Wine. Rico, jy is welkom by Grootplaas. Hoe gaan dit? Goeiemôre, dis 'n heerlike koue winter in die Kaap. Dit gaan goed, dankie. Ek is so bly. Ja, hierdie weer mag ons nie in die bed hou nie, so ek is so bly ons kan gesels. Rico, vertel vir my 'n bietjie net om te begin. Hoe gaan dit met Suid-Afrika se wynindustrie? Sommer net oorhoofs. Mia, dis die vraag wat ek die heel meeste kry met die moeilikste antwoord. Ek kan dink. Want dit hang af. Mia, ek dink as geen twyfel, dit is 'n baie de mekaar wêreld internasionaal waarna ons opereer nie, en ek dink dis moeilik nie net vir Suid-Afrika nie, maar ook alle ander lande. Maar ek dink aan die positiewe kant, ons het 'n baie goeie oes gehad wat nou einde April klaar gemaak het, bietjie groter oes gewees. En ek dink oor die algemeen vir produsente is dit 'n beter situasie uit 'n winsgewendheidsoogpunt. Ek dink ons het sterk wyntoerisme groei, maar 'n mens kan nie veralgemeen nie. Dit is ook so dat daar is baie kompetisie in die mark en juist daarom is innovasie so 'n belangrike tema. Vertel vir 'n bietjie, wat is die huidige tendens in die hoeveelheid wingerde en wynkelders in Suid-Afrika? Bietjie meer, ons sien dat ons oppervlak met wingerde, ons nou so 86,000 hektaar, is jaarliks aan die afneem oor die laaste 10-12 jaar. En ek dink vir baie mense mag dit 'n indikasie wees van 'n bedryf wat agteruit gaan. Dis nie heeltemal waar nie. Ek dink dit is 'n tendens wat ook strook met internasionaal, waar ons met nuwe tegnologie dalk minder hektare plant, maar meer wingerdstokke per hektaar, en ons is ook in staat om groter opbrengs te kry vir 'n hektaar. So ons dink dat daai afname gaan nog so vir 2 jaar aangaan, en dan gaan dit stabiliseer hier rondom 84,000 hektaar, na mate nuwe belegging deurkom. En dan dieselfde gebeur maar ook met die kelders. 'n Kelder is soos 'n fabriek, en as 'n fabriek nie vol is nie, dan begin jy sukkel met koste. So ons dink wat kelders betref, gaan hulle ook 'n bietjie minder raak. Maar hulle gaan nie wegraak nie. Hulle word eenvoudig met konsolidasie in nuwe besigheidsstrukture opgeneem. Is daar enigstens 'n korrelasie of 'n vergelyking as mens kyk na die afname in wingerde en die wynproduksie en voorraad wat daar is? Hoe lyk daai balans en hoe affekteer die twee mekaar? Dit is 'n baie goeie vraag. Die kykers wat sal onthou in die COVID-periode waar ons verbod op alkohol gehad het, kon ons wat wyn betref vir 200 dae glad nie verkoop nie. Nou, wyn is anders as mielies. Dit is 'n stok wat jy insit vir 25 jaar en jy moet oes. Ja. So ons het in 2021 met enorme voorrade gesit, 650 miljoen liter, waarvan 250 te veel was. Nou vir 'n verbruiker klink dit dalk positief, maar vir 'n wynonderneming is voorraad nie 'n goeie ding as dit te veel is nie. So Mia, het ons regtig waar 4 jaar geneem om daai voorraad weg te werk. Dit het baie druk op pryse gesit, maar op hierdie stadium is ons voorraad tot ons verkoopsyfer perfek. En ek dink dit is eintlik 'n geleentheid. As ons kyk na kompetisie soos Australië byvoorbeeld, hulle sit met 2,5 oesjare in wyntanks, wat 'n absolute nagmerrie behoort te wees. So vir ons is dit baie goed. Ek dink die boodskap is, die wêreld soek nie noodwendig meer wyn nie. Ons moenie oorproduseer nie. Ons fokus is werklik op waarde en kwaliteit vorentoe, nie noodwendig liters nie. Maar ek moet sê, ware woorde het ek nog nie gehoor nie. Dit gaan oor die kwaliteit. Dit hoef nie noodwendig meer te wees nie. Dit moet lekkerder wees en beter wees. En dit is so lekker dat julle daai prentjie ook in oog het. Ek wil by jou weet, watter faktore dra by tot die stabiliteit van wynpryse, ondanks die feit dat daar minder wingerde is? Hoe bly dit stabiel? Weet jy, dis 'n baie goeie vraag. Wat wyn betref, het jy natuurlik die produk in bottel en wonderlike romanse, maar baie van die wyn word maar in 'n kommoditeitsmark verkoop, né? So dis nie noodwendig
So dis baie belangrik dat ons markfokus en ons verbruikerfokus en daarmee saam toerisme fokus moet reg wees. Ja. Ons kom uit 'n era van produksie nou na verkope toe. En daarom doen ons baie markontwikkeling. Ja, dit is maar 'n vraag-aanbod situasie. Dit is 'n geweldige kompeterende situasie. En daarom sien ons ongelooflike innovasie, né, waar ons nou baie meer wyn in blikkies sien byvoorbeeld. Ja. Of ons kyk na baie laer alkoholwyne. So ontploffing absoluut om relevante produkte in die mark te sit, maar dit is ook so dat die verbruiker hunker na handelsmerke, né? Wanneer dit onseker is en jy staan voor daai wynrak, dan kies jy iets wat bekend is vir jou. So nee, ons voer omtrent 40% van die wyn uit na 120 lande en die res word in die binnelandse mark verkoop deur verskeie kanale van kleinhandel tot toerisme en dit is waar ons daai stabiliteit en toename vir die produsente moet bereik. Ja. Vertel vir my, hoe beïnvloed klimaatsverandering die wynbedryf en wingerdbestuur? Ek is seker, dit is seker geweldig intens. Weet jy, ons kan nie wegkom daarvan af nie. Ja. Ek dink die konteks is nie noodwendig altyd die klimaatverandering nie, maar ek dink die wisselvalligheid of die Engelse praat van variability, né, dat die reën kom steeds binne die jaar maar op verskillende tye. So ek dink ons het 'n voordeel as Suid-Afrika, ons kan vinniger aanpas, ons het minder reëls van waar wingerd geplant mag word en ons het ongelooflike plantmateriaal, maar dit is 'n deurlopende tema om te kyk na ryp, om te kyk na droogtebestandheid. Ons het heel wat cultivars ingevoer van plekke soos Spanje en Griekeland, wat baie meer droogtebestandheid vir ons gee. Maar dit is iets wat met ons is en iets waar ons tegnologie ook tot ons voordeel gebruik. Ons het baie meer klimaatmodelle wat in die hand van 'n boer geplaas word om nie net waarskuwings te gee nie, maar ook voorspellings te kan doen. Ja. So fascinerend, maar ja, ons moet gefokus bly. Ja. Dankie Rico, ons gaan nou verder gesels. Ons is nou terug. Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat. Welkom terug. Ek gesels steeds met Rico Basson en hy is die hoofuitvoerende beampte by SA Wine. Rico, ek dink as mens kyk na uitdagings, goed soos klimaatsverandering, dis maar die lewe daar buite. Dit is natuur en mens kan eintlik maar om dit beweeg, maar mens kan die sonder dit beweeg nie. Dit is nou maar daai faktore. Ek wil by jou weet, watter strategieë gebruik wynprodusente om gehalte en opbrengs te handhaaf te midde uitdagings wat in die wynindustrie ervaar word? Ja, ek dink elke landbouer sê dit seker vir jou, ons het ongelooflike produsente. Ja. Nie net, ons sê altyd hulle is resilient in Engels, maar ek dink hulle is ongelooflik innoverend. Absoluut. En dikwels dit wat hulle doen, moet hulle sonder groot hulp uit die regeringskant doen. Weet jy, ek dink Suid-Afrika is as 'n klein speler ongelooflik goed met kwaliteit. Iemand het gesê dat die bedryf kan sy kwaliteit verdubbel elke 7 na 10 jaar. En ek dink is waar. Ons wen wonderlike pryse. Natuurlik brandewyn is deel van die hele pakkie. Ja. So dit is 'n kontinue poging en ek wil sê ons is wêreldklas. Ek dink ons groot uitdaging nou is om daai pryspunt internasionaal ook sodanig te posisioneer waar die kwaliteit en die waarde bymekaar kom. Ons is steeds in die onderste derde as ons kyk internasionaal waar ons pryspunt lê. Maar die kwaliteit, ons is ongelooflik en ek dink dis waarvoor ons bekend is in die wêreld, né, dat ons kan verskillende goed oor verskillende pryspunte baie goed doen, maar tegnologie, markgerigtheid, dit is alles goed wat noodsaaklik is om dit te kan voortbou. Ja, en dis geweldig belangrik. Ek het nogal baie oor hierdie al gewonder,
Watter rol speel die ouderdom van 'n wingerd as dit kom by die kwaliteit van die wyn? Is daar enige verhouding tussen daai twee faktore? Ja, jy praat nou met 'n ekonoom, so dis 'n gevaarlike antwoord. Nee, wingerde in Suid-Afrika word gemiddeld so 25 jaar oud. Jy plant hom en dit vat 3 jaar, 4 jaar om in drag te kom. Ja. So mens kan nie sê dat oud is sleg en jonk is goed nie. Ons het byvoorbeeld 'n hele projek met ou wingerde, né? Dis wingerde wat ouer as 35 jaar is en dit maak ongelooflike goeie wyn. Ja. Maar dit is so na mate 'n wingerd oud raak, neem sy drag af. Dis maar soos 'n mens wat ook aanstap ouer te huis toe. Ja. En die belangrikste ding is om hierdie wingerde van skoon te hou van virusse. Ons het 'n rolbladvirus wat wel die leeftyd en die opbrengs kan beïnvloed. So dis 'n baie groot missie om skoon materiaal te hou. Maar ja, daar's nie noodwendig 'n goed of 'n sleg nie. Ek dink is egter belangrik, soos met enige boord, dat jy sal byhou met jou vervangingsperiode, né? Ja. En dat jy elke jaar 5% gemiddeld herplant. Dis regtig vir my so interessant, want dis nou iets wat ek baie min van weet, maar dit is so ongelooflik om te weet dat hierdie wingerde, hulle het hulle leeftyd, maar hulle het ook hulle leeftyd, né? Dit is en die mooi binne daai leeftyd. Ek wil ook by jou weet, as ons kyk na internasionale markte en uitvoerpryse, hoe lyk dit op die oomblik as ons die fokus plaas op 'n Suid-Afrikaanse wynbedryf? Hoe lyk ons markte? Ons markte is baie divers. Ons het tradisioneel baie groot blootstelling aan die Verenigde Koninkryk. Dit is ons grootste mark ook. En dan Europa, Duitsland, Nederland. Ons diversifikasie die laaste paar jaar was om te kyk na Kanada en Amerika en dan nou ook Afrika en Ooste. En ek dink ons sien wel daai verskuiwing. Afrika stadiger as die ander markte, hoewel ons het baie groot potensiaal binne in Afrika. Dis dan nou lande soos Kenia, Tanzanië, Uganda, Nigerië. En dan sien ons groot groei in die Ooste. Nie noodwendig China nie, of China alleen nie. Ek dink hier praat ons meer lande soos Japan, Singapore is waarskynlik waar potensiaal lê. Baie hang af of ons voordelige handelsooreenkomste sal kan kry. En ek dink dis die een aspek ongelukkig waar ons so bietjie op die agtervoet is, dat ons nie kan byhou met ooreenkomstes wat Australië onlangs met Indië bereik het, wat 'n enorme mark is nie. So dit is 'n uitdaging, maar ons het ons markte en ons gaan nie al die eiers in een mandjie sit nie. Ja, dit is belangrik. Rico, baie dankie vir jou tyd vanoggend en dankie vir jou passie en sterkte met al die planne wat voorlê. Ek seker julle beplan sommer al reeds aan die volgende 15 jaar. Dankie, Mia.